Goeiemôre en welkom om by vandag se Sabbat-opening. Ons gaan weer eens vandag vir ewe neem wat ons 'n boodskap gaan bring en ons glo die Here gaan ons ryklik seën. Kom ons sluit ons oë en vra as hy seën op dit. Ons dierbare Koning Jesus, Here, baie dankie dat U ons weer eens in die week bewaar het en beskerm het en weer by U Sabbat gebring het. Here, waar ons hierdie Sabbat ingaan, wil ons dit nie sonder U doen nie en ons vra dat U ons sal seën en met ons sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Eben. Goeienaand, geseënde Sabbat. Ja, Ek wil vanaand so vinnig met julle iets interessant deel, wat ook 'n bietjie bemoediging gaan gee. En ek gaan lees uit Levitikus uit, as julle julle Bybels by julle het, ons gaan lees uit Levitikus hoofstuk 10. Nou, hier is eintlik amper 'n hartseer verhaal, maar daar's 'n belangrike beeld wat hier geskep word, belangrike beginsel, wat ek glo wat vir ons van toepassing is ook in die tyd waarin ons lewe. So ek begin lees in Levitikus hoofstuk 10 vanaf vers 1. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Let mooi op wat hier gebeur. Hulle bring vreemde vuur en daar word 'n verwysing gemaak na reukwerk. So by watter altaar is hulle? Kan hulle by die altaar wees wat jy gaan sien as jy in die heiligdom instap, die ene waar die lammetjies geslag is? Nee, want daar is nooit reukwerk gebring. So waar is hulle? Hulle is by die reukofferaltaar wat in die heilige plek is. Nou, hulle het 'n geweldige bevoorregte posisie om daar te kan bedien, en hulle kom in, en die Bybel sê net, hulle het vreemde vuur geoffer, maar die Bybel spesifiseer nie presies wat dit is nie, hulle sê net vreemde vuur. Dit wat die Here nie beveel het nie. Met ander woorde, hier het ons in oog, waar daar ongehoorsaamheid is in die term, in verband met hoe hulle offer en wat hulle offer. Dis vreemde vuur, dis nie die vuur wat die Here hulle opdrag gegee het, dis hoe dit gedoen word nie, dis hulle eie manier. Nou net daarna lees ons dat Aaron, wat nou net basies sy 2 seuns gesien sterf het, hy kan nie sy klere skeer om te rou nie. Onthou, hulle gewoonte in daai tyd was, jy vat as, jy gooi dit oor jou kop en jy skeer jou klere om te rou, maar 'n priester mag dit nie doen nie. Daai priestersgewaad is heilig. En onthou nou, hulle het iets verkeerd gedoen, ons weet ook nie presies wat nie, op hierdie punt nie, maar die pa, Aaron, as 'n priester, is 'n verteenwoordiger van God. Nou as hy sy klere gaan skeer, as hy gaan rou oor die 2 seuns wat dood is, dan reflekteer hy nie God nie. Want God is die een wat hulle nou doodgemaak het. Goed, onthou, die Bybel sê vir jou, vuur het uit die aangesig van God gegaan en hulle verteer. In die heilige plek. So as hy nou sy klere skeer en rou daaroor en, dan reflekteer hy eintlik tot 'n mate dat hulle nie noodwendig so verkeerd was nie, of dat hy jammer is dat dit wat gebeur het wel gebeur het. Kan hy jammer wees daaroor, as God die ene was wat dit gedoen het? Nee. Hy is 'n verteenwoordiger van God eerstens, en dan die pa van die 2 wat gesterf het. So hy kan nie rou betoon soos wat die kultuur van hulle tyd was nie. Wat in die aard van die saak 'n baie moeilike ding vir hom was. Maar aanvanklik gaan God en hy praat met Moses en Moses moet boodskap oordra, totdat jy 'n paar verse verder kry, dat God direk met Aaron begin praat. En hierdie gesprek wat nou verander van via Moses na direk met Aaron, is baie insiggewend. Die Bybel sê in dieselfde hoofstuk vanaf vers 8, hy sê, en die Here het met Aaron gespreek
en gesê, moenie wyn drink of sterk drank nie. Jy of jou seun saam met jou, as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'n ewige insetting is dit vir julle geslagte. En julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Vir die eerste keer kry ons hier so 'n venstertjie wat oopgemaak word oor waarom is die twee dood. Onthou, hierdie is nou direk wat kom nadat hulle gesterf het. Nou sê die Here vir Aaron, moenie wyn of sterk drank gebruik voordat julle hier bedien nie. Hoekom nie? Ons kan vrylik aanneem, Nadab en Abihu het gedrink voordat hulle gaan bedien het. Wat doen drank aan jou verstand? Dit maak dat jy nie ordentlik kan onderskei tussen reg en verkeerd, tussen rein en onrein nie. Dis omdat hulle onder die invloed was dat hulle vreemde vuur geoffer het voor God. Maar nou, as priesters, is hulle verteenwoordigers van God by die mense. So as God hulle nie gestraf het daarvoor nie, wat se boodskap stuur dit vir Israel? Julle kan bid soos julle wil. Nee. As priesters moes hulle gestraf word, omdat hulle dan vreemde vuur offer, met ander woorde, hulle leer die volk verkeerd. Hulle sterf in die heiligdom. So hulle liggame moes uit die heiligdom uitgeneem geword het, en ek weet, hierdie is eintlik 'n geweldige probleem, want die oomblik wat jy 'n lijk hanteer, in die Ou Testamentiese stelsel, dan was jy onrein vir 'n tydperk. Nou moet hulle die liggame van hierdie twee daar uitneem ensovoorts. Ek weet, hierdie is eintlik 'n skrikwekkende ding wat in die heiligdom gebeur. Mense kan nog verstaan as daar een of ander ding gebeur het naby die tempel of naby die tabernakel dan in hierdie geval. Maar hier gebeur dit binne-in, maar dit kan nie verkeerd wees nie, want God het dit gedoen. So dis geregtelik dat dit gebeur het. Dis nie verkeerd nie. Maar hier vestig die Bybel vir ons die konsep van vreemde vuur wat voor God geoffer word. Nou, in die Nuwe Testament kry ons dat baie van die beelde van die Ou Testament gebruik word om sekere dinge te verduidelik, veral in die boek Openbaring, maar ons kry ook dat soms is dit nie noodwendig 'n eksakte beeld nie, maar die beginsels wat jy in die Ou Testament kry, gaan daar geld. In die Ou Testament kry ons twee verskillende gevalle waarin vuur van die hemel af sal neerdal. In die een konteks is dit oordeel. Byvoorbeeld Sodom en Gomorra. Dit was 'n oordeel wat van God afkom en wat alles vernietig. Maar in die ander geval kry jy dat dit 'n teken is van die aanvaarding van God of dat dit die seën van God dra. Wie kan dink aan 'n voorbeeld daarvan? Vuur wat uit die hemel uitkom, wat 'n teken is van aanvaarding van God se kant af of dat dit sy seën dra. Abel se offer. En ons kry ook byvoorbeeld Elia met die Baal-profete. Goed? En daai vuur wat afkom, brand nie net die offer nie, dit brand alles wat daar was, wat letterlik eintlik gevloed is met water. Goed? So jy kry twee kontekste. Dis of oordeel of seën, en die konteks gaan vir jou baie duidelik uitwys watter een is watter een. Maar nou wil ek 'n spesifieke konteks in die moderne tyd aanspreek. Ons kry dit op Pinksterdag, die disippels van Jesus bymekaar is. En terwyl hulle in die bokamer bymekaar is, kom daar iets soos tonge van vuur wat op hulle neerdal. Vloek of seën? Seën. Dis 'n seën. Hoekom? Want ewe skielik het hulle die vermoë om in ander tale te kan praat. Hoekom? Om die evangelie uit te dra. Want nou kan die Jode wat in Jerusalem is, wat daar bymekaar gekom het vir die fees, is nou
anderstalig en hulle almal kan bedien word deurdat die gawe van tale gegee word vir die disippels. In die moderne konteks kry ons dat mense binne 'n aanbiddingskonteks ook tale gebruik. Hulle praat ook in tale, maar is dit dieselfde tale as in Handelinge 2? Nee, want in Handelinge 2 is dit baie duidelik. Dis mense tale, want 3 keer word daar gesê, hoe hoor ons hulle dan in ons eie taal praat, of in die taal waarin ons gebore is? So dis mense tale. Maar nou daar in die moderne tyd, veral na 1901 en 1906, dis 2 baie groot datums in die ontstaan van die Pinksterbeweging, kry ons daar 'n nuwe formaat van taal na voorskyn gekom. Dis nie mense tale nie. Hulle praat van die tale van engele. Dis hierdie onverstaanbare taal. Geen mens kan dit verstaan nie, behalwe as iemand die gawe van uitleg het om dit dan nou te laat interpreteer, om dit duidelik te maak vir die res. Maar die argument word aangevoer dat as jy 1 Korintiërs 14 lees, dan vertel dit vir jou van 'n tweede formaat van tale. Daai tweede formaat is anderste as Handelinge 2. Hulle sê Handelinge 2 was mense tale, Handelinge 10, Handelinge 19 en 1 Korintiërs 12 tot 14 praat van 'n ander vorm van tale. Dis 'n aanbiddings- of 'n toewydingstaal wat jy in jou binnekamer kan gebruik. Onthou, tale word geassosieer met daai aanvanklike vuur wat neergekom het. So as jy nou 'n totaal ander taal praat, dan is dit vreemde vuur wat gebring word voor die aangesig van God. Wat interessant is, as jy in die geskiedenis gaan kyk van die vroeë kerk, dan praat die vroeë kerkvaders van wat die gawe van tale was. Waarom kan ons hulle glo, eerder as om 'n nuwe interpretasie uit die Bybel uit te haal vandag? Want die vroegste getuienis onder hulle word gelewer toe mense nog aktief in tale gepraat het in die Bybelse tyd, net na die Bybelse tyd. Goed, die vroeë kerkvaders verwys na hierdie gawe van tale. En interessant genoeg, hulle maak 'n koneksie tussen die gawe van tale en die toring van Babel. En hulle maak dit duidelik dat die gawe van tale is die ommeswaai, as ek die Engelse term kan gebruik, die reversal van Babel. Wat het by Babel gebeur? By Babel kon almal aanvanklik mekaar verstaan. Almal het dieselfde taal gepraat en dieselfde woorde gebruik. Almal kon mekaar verstaan. En God kom en hy verwar hulle tale, sodat hulle mekaar nie meer kan verstaan nie. Vloek of 'n seën? Is 'n vloek. Want hulle was ongehoorsaam. Hulle wil nie gehoor het wat die Here vir hulle gesê het nie. Nou, as ek sê hulle was ongehoorsaam, wat bedoel ek met hulle was ongehoorsaam? 2 goed wat hulle gedoen het. God het gesê, vermeerder en vul die aarde. Met ander woorde, julle moet versprei. Wat doen hulle met die toring? Bou 1 toring, ons almal gaan hier bly, ons gaan nie versprei nie. Dis rebellie teen God. Goed? Wat is die tweede aspek wat ons daar sou kry? Natuurlik is dit afgodediens, dit is eintlik amper 'n derde aspek. Onthou, as jy na die woord Babel gaan kyk, dit kom eintlik van Babylon af, wat beteken 'n alternatiewe poort na God. Nou daai poort na God, onthou, hulle het gesê ons bou 'n toring wat gaan reik tot aan die hemel. Met ander woorde, nou het jy 'n metode om by die hemel uit te kom, deur wat? Deur geloof, nie deur werke. Is dit 'n aanvaarbare metode van verlossing? Nee. Kan nie verlossing kry deur werke nie. Goed? So absoluut, dit is 'n afgod, maar in daai konteks is die afgod wie? Jouself. Want nou bou jy vir jouself 'n alternatiewe verlossing. Jy bewerk deur jou werke jou eie verlossing. En dit is nie aanvaarbaar nie.
Goed. Die tale word verwar. Hulle spat uit mekaar uit. Met ander woorde, die doel, dit wat God wou gehad het, hulle moet doen, gebeur. Maar dit beteken dat mensegroeperinge nie meer met mekaar kan kommunikeer nie. Duisende jare daarna, Jesus Christus sterf en hy staan op in die doodheid, hy sê vir sy disippels dat hulle moet uitgaan en die wêreld gaan kerste. Hy gee 'n opdrag voordat hy gesterf het, hy gee ook 'n opdrag nadat hy gesterf het, net voor die hemelvaart. En hy sê vir hulle, gaan, verkondig die evangelie aan die hele wêreld. Kan hulle dit nou doen, as hulle nie ander tale kan praat nie? Nee, die grootste struikelblok in die pad van die verkondiging van die evangelie, is die feit dat hulle nie ander tale kan praat nie. Maar God, deur die Heilige Gees, bekragtig hulle om dit te kan doen. As jy gaan lees in Handelinge 1, dan sê dit vir jou baie duidelik. En julle sal krag ontvang. Wat is daai krag? Dis die Heilige Gees wat op hulle kom en hulle die vermoë gee om ander tale te kan praat. Maar nou met 'n nuwe interpretasie, met die verandering van woorde, van wat 'n woord beteken. Ewe skielik verander hulle alles van hoe die Bybel geïnterpreteer word in terme van wat tale is in 1 Korintiërs hoofstuk 14. Om die betekenis van woorde te verander en daardeur herinterpretasie te bewerk, is die algemene metodologie van Satan. Ek noem 'n praktiese voorbeeld. As ons sou gaan en ons sê, Winston Churchill was a gay man. Wat sê ons? Is hy homoseksueel? Nee. In die tyd wat dit geskryf is, het gay beteken blymoedig. Ons het dan by 'n vorige geleentheid ook vinnig hierna gekyk. So deur die verandering van die betekenis van die woord, ewe skielik kan dit in die moderne tyd anders geïnterpreteer word. Die betekenis van die woord wat in die Bybel vertaal word as taal, is glossa, tong. Dis soos wat ons in die Engels het, 'n mother tongue. Sien nie letterlike tong nie, tong is 'n beeld van spraak. Ewe skielik, waar die betekenis altyd net was mensetaal, met ander woorde 'n ander taal soos Russies of Duits of Vlaams of wat ook al. Ewe skielik word in die 1700s die betekenis van die woord deur 'n Duitse filosoof en teoloog met die van herder, word dit verander. Hy sê nee, ons moet op 'n ander manier dink wanneer ons die Bybel lees. Hierdie beteken nie mensetaal nie, hierdie beteken eintlik iets anders. En hy begin met 'n herinterpretasie van die Bybel. Omdat hy 'n baie invloedryke filosoof en teoloog was. Begin al hoe meer Duitse teoloë daai konsep op te tel. Dit versprei wêreldwyd en ewe skielik teen die 1800s begin jou leksikons. Leksikon gee vir die Griekse woord en hy gee vir die moontlike vertalings. Ewe skielik in daai leksikons, eintlik maar soos 'n woordeboek, begin daar te verstaan, by glossa begin daar te staan, mensetaal, sommiges beweer 'n inherent onverstaanbare taal. An unintelligible language. So hy kan nie deur mense verstaan word nie. Waar dit die tweede definisie word, binne 'n kwessie van omtrent 20 jaar, verskyn daar sekere Griekse woordeboeke wat sê, glossa beteken 'n unintelligible language, party beweer dit is 'n mensetaal. Kan julle sien hoe dit omgeswaai? Net so. Waarvoor is die laat 1700s, die 1800s, die vroeë 1900s bekend? Wat het wêreldwyd gebeur in daai tyd? Industrialisasie en 'n ander manier van dink. Die mens raak modern. Die konsep van iets bonatuurlik word nou eintlik eenkant geskuif, want ons is nou mos rasionele mense.
So hierdie idee dat iemand sonder om dit te geleer het, ewe skielik sommer ander tale kon praat, dis nonsens. Dis hoe hulle dink. En hulle sê wat beteken, hierdie tale wat hulle gepraat het in 1 Korintiërs 14, dis nie mense tale nie, dis die tale van engele. Want ons verstaan mos nie die tale van engele nie. Waar kom hulle daarin? Is daar een enkele voorbeeld in die Bybel waar 'n engel praat en die persoon, die mens, hoor dit nie, verstaan dit nie. Inteendeel, in die Bybel het jy gevalle waar 2 engele met mekaar praat en 'n mens verstaan dit. 2300 aande se môre is Daniël. Goed? So is daar 'n ding soos 'n engeletaal wat die mens nie verstaan nie. 'n Engel gaan altyd met jou kommunikeer in 'n taal wat jy wel verstaan, want wat beteken die woord engel? Beteken boodskapper. En 'n boodskapper wat in 'n taal met jou probeer praat wat jy nie verstaan nie, is 'n ongelooflik onsuksesvolle boodskapper. Dis juist wat hy is, hy's 'n boodskapper, hy het 'n boodskap wat jy moet kan verstaan. Nou word die teken van die Heilige Gees word nou nog 'n onverstaanbare taal. Maar wag 'n bietjie, die onverstaanbaarheid van ander tale in die Ou Testament is dan 'n teken van 'n vloek. Is die uitstorting van die Heilige Gees 'n seën of 'n vloek? Dis 'n seën. Maar hoekom gaan die teken daarvan dan nog 'n onverstaanbare taal was, wat eintlik die beeld is van 'n vloek? Interessante ding. Die vroeë kerkvaders skryf en hulle sê, die gawe van tale is die vermoë om die taalvermoë te hê van die engele wat alle tale kan praat. So wat se gawe het jy ontvang as jy die gawe van tale ontvang het volgens die kerkvaders in die Nuwe Testament? Die vermoë om alle tale te kan praat. Soveel so dat van die kerkvaders skryf en sê dit was onmoontlik vir Paulus wat die gawe van tale gehad het om iemand te ontmoet met wie hy nie kon praat in daai persoon se moedertaal nie. Onthou, ons weet van 3 van sy sendingreise. En die Bybel noem Spanje 2 keer. En dis wanneer Paulus skryf en hy sê, ek beplan om Spanje toe ook te gaan. Nou, ons weet nie of hy ooit Spanje bereik het nie. Want dit is heeltemal moontlik dat daar iewers 'n sendingreis kon inpas wat net nie gedokumenteer is nie. Maar dit beteken hy het van waar Israel vandag is, reg deur Klein-Asië, reg deur Europa, potensieel kon gaan tot in Spanje. Lees ons oor dat hy gesukkel het om met die mense te praat? Nee. Want God wil juis hê die evangelie moet vorder. Nou, wat het hierdie dinge met ons te doen vandag? Buiten dat ons sien, hier is nou 'n Pinkstermanifestasie wat vreemde vuur is. Dis nie wat die Bybel van praat nie. Hierdie is 'n herinterpretasie van 'n woord, soos wat hulle 'n herinterpretasie van die woord gender het. Interessante koneksie, nê? Ewe skielik is daar, beteken gender nie meer wat dit beteken het 20, 30 jaar terug nie. Die duiwelse dinge daai. Hier het ons nou 'n herinterpretasie van 'n woord en mense bring vreemde vuur voor God. Dit wat geen koneksie het met die Bybel nie. Wat het dit met ons te doen vandag? Daar's 'n verwagting gewees van die Heilige Gees wat uitgestort gaan word. Ons verwys na dit as watter vorm van reën. Die vroeë reën. Maar ons verwag dat in die laaste dae, net voordat Christus gaan kom, gaan wat kom? Die laatreën. Nou waarna verwys vroeë en laatreën? Onthou, die Bybel gebruik baie keer landboubeelde om konsepte oor te dra. Nou het hulle vroeë reën gehad. Dit is hier rondom die tyd wat jy gaan saai. En dan het hulle laatreën gehad, en wat het die laatreën gedoen? Om die oes ryp te maak, dat dit reg is om te oes. Die Bybel gebruik daai aspek van die landboubedryf in Israel om 'n konsep oor te dra. Daar's vroeë reën, sodat die saad van die Christendom kan begin groei.
En daar gaan weer 'n besondere uitstorting van die Heilige Gees wees, net voordat Christus kom om die oes ryp te maak. Maar nou, wat is die grootste struikelblok in die begin gewees? Taal. Is taal dieselfde probleem wat ons gaan hê aan die einde van tyd? Nee. Die evangelie is nou beskikbaar in amper elke liewe wêreldtaal. Daar's ook sekere tale waar daar nie 'n Bybel is nie, maar oor die algemeen, baie van daai wêrelddele is die mense 'n tweede taal magtig, so hulle kan in hulle tweede taal daarom 'n Bybel bekom. Die evangelie is verkondig oor die wêreld. Maar een ding het ons het 'n belofte dat daar 'n spesiale bemagtiging gaan wees, presies watter vorm dit gaan aanneem. Is ons nie doodseker nie. Maar ons weet waarmee dit koneksie hou. Dit gaan te doen hê met die unieke boodskap wat daar is vir ons in die laaste dae. Daar's 'n 3 engele boodskap wat uitgedra moet word. As jy die Gees van Profesie gaan lees, dan gaan jy baie duidelik sien. Daai besondere uitstorting van die Heilige Gees het te doen met die 3de engelse boodskap. Wat is die 3de engelse boodskap? Kom ons begin met die begin. Wat is die eerste engelse boodskap? Absoluut. Sê vir ons bietjie harder. Daar's hy. Die uur van sy oordeel het gekom, die tweede boodskap. Geval het Babylon. Met ander woorde, daar's 'n Babylon stelsel. Nou, wat is die verskil tussen Babel en Babylon? Selfe plek, 2 verskillende name, selfe ding. Babel, Babylon. Selfe plek. Daai staan vir die toppunt van rebellie teen God. Goed? So daar's 'n stelsel wat 'n stelsel van rebellie teen God is, en as jy profesie bestudeer, gaan jy baie duidelik kan sien wat is die nexus, die spulpunt, die sentrum van daai rebellie teen God in die wêreld vandag. Die Rooms-Katolieke stelsel. Profesie maak dit baie duidelik. Goed? Babylon het geval. Babylon het niks om jou te offer nie. Maar daai dier, Babylon, word gery deur 'n vrou, nie 'n rein vrou nie, 'n hoervrou, en sy het dogters. Onrein, nee sy. Met ander woorde, uit daai stelsel uit het daar ander kerke ook ontstaan wat die valsheid van die moeder promoveer in verskillende vorme. Interessante ding om hierdie te koppel met profesie. Word ons gewaarsku dat daar in die eindtyd 'n entiteit gaan wees wat selfs vuur uit die hemel gaan laat neerdaal? Kon 'n valse entiteit op enige stadium in die Bybel vuur uit die hemel laat neerdaal, of kom dit net van God af? Net van God af, behalwe vir die waarskuwing in die eindtyd. Watter wêrelddeel word gekonnekteer met die vals vuur wat val? Amerika, waar die Pinksterbeweging begin. Topeka, Kansas. In die hartjie van Amerika. Goed? 'n valse vuur, sodat daar vreemde vuur geoffer word voor God, dit wat hy nie beveel het nie. Maar nou, die laaste van die 3 boodskappe is wat? Dit gaan oor die aanbidding van die dier. Nou, soos vandaar met Pinksterdag die vermoë gegee is om in ander tale te kan praat, weet ons daar's 'n direkte koneksie aan die 3de engelse boodskap, om mense spesifiek oor dit te waarsku. Maar die 3de boodskap kan nie, die 3de engelse boodskap kan nie op sy eie staan nie. Dis die 3de van 'n opeenvolgende reeks van boodskappe. Dis eers die eerste engelse boodskap, dan die tweede engelse boodskap en dan die finale boodskap. Ons kan verwag dat daar 'n bonatuurlike bekragtiging gaan wees. Presies wat dit is, word nie vir ons uitgespel nie.
Ons weet wel, dit word gegee om die derde engelse boodskap te kan bring. Veral in 'n tyd waar dit lyk asof daai boodskap gekoppel kan word aan haatspraak, dat jy dit nie kan verkondig nie. Dat daar ernstige reperkusies gaan wees as jy dit probeer verkondig. Was daar reperkusies vir die vroeë Christene as hulle die evangelie verkondig? Natuurlik. Hulle is in die gevangenis gewerp, hulle is selfs doodgemaak daarvoor. Kan mens so iets verwag aan die einde ook? Ja, daar bestaan nie 'n ding soos ewe skielik word die gelowiges weggeraap sodat hulle nie deur die moeilikheid gaan nie. Dis 'n absoluut onbybelse konsep. Die Bybel leer vir jou, as jy godsvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. Daar's nie 'n ewe skielike kwytskelding van die nagevolge van gelowig wees of die nagevolge van getrou wees aan God nie. Dit gaan in die eindtyd ook gebeur. Maar ons het die versekering, God sal ons bekragtig op watter manier dit ook al gaan wees. Die details is nie eens belangrik nie. Ons kan weet, ja, daar's moeilike tye, maar daar's 'n laat reën. Daar's 'n spesiale bekragtiging deur die Heilige Gees om te doen wat ons ook al moet doen. Om mense te kan roep om nie onder andere vreemde vuur voor God te offer nie. Om hulle uit Babylon uit te roep, kom uit daar uit my volk. Nou daai tyd is nie ver nie. As ons glo Jesus Christus gaan binnekort kom, kan dit wees dat hy vandag kom? Nee. Dis nie moontlik nie. Want daar sekere dinge wat nog moet afspeel. Onder andere hierdie spesiale bekragtiging wat moet gebeur voordat hy kom. Wat beteken as ons sê sy koms is baie naby, dan moet hierdie dinge nog voor dit gebeur. As Christus se wederkoms naby is, dan is ons op die drempel van daai spesiale bekragtiging. Nou, wat gaan maak of ons dit kan ontvang of nie, die spesiale bekragtiging? Wat was die kriteria vir die disippels? Wat was die kriteria vir die disippels om die Heilige Gees te ontvang? Daar's vir hulle gesê, gaan Jerusalem toe en wag. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid het gemaak dat hulle dit kon ontvang. Want enige van die disippels wat nie in Jerusalem was op daai stadium nie, het nie toe die bekragtiging van die Heilige Gees ontvang nie. Sommige wat nie geweet het nie, lees ons het later hulle bekragtiging ontvang. Maar vir die aanvanklike kerngroep was dit gehoorsaamheid aan Jesus Christus om in Jerusalem in die boorkamer bymekaar te wees, eendragtig. En dis die tweede aspek. Eendragtigheid. En ek dink dis een van die grootste uitdagings wat ons het in die eindtyd. Die konsep van eendragtigheid is besig om skaars te raak. Daar's te veel onderlinge verdeeldheid. God kan nie verdeeldheid bekragtig nie. As daar nie eenheid is nie, as daar nie Christus liefde onder mekaar is nie, hoe moet hy hulle bekragtig? Ons het nodig om te herfokus, om gehoorsaam te word aan dit wat Christus van ons verwag, om onderlinge verdeeldheid en onmin op sy te skuif, te sê, Here, vergewe ons, help ons om hierdie dinge mee weg te doen, sodat ons soos een persoon saam kan staan, een liggaam saam kan staan. 'n Liggaam wat verdeeld is teen homself, kan nie ordentlik beweeg nie. As ons daai eenheid bereik, ek dink is een van die grootste dinge wat op hierdie stadium die bekragtiging van die Heilige Gees nog teewerk. As ons daai eenheid het, kan ons bekragtig word.
Nou keer dat ek dink, maar God het 'n vasgestelde datum en niks kan dit verander nie. Ek is jammer, ek verskil, my Bybel leer my iets anders. Want Petrus skryf in sy brief, en hy praat van julle wat die dag van sy wederkoms verhaas. Wat beteken verhaas? Korter maak. So het ons 'n rol daarin. Verseker, dis Bybels. As ons doen wat ons moet doen, dan kan die tyd nader kom. Ek dink ons hou die tyd terug deur onderlinge verdeeldheid. God wil ons bekragtig vir die boodskap vir hierdie tyd. Maar ons is nie in die bokamer by mekaar bidend dat dit gebeur nie. Dit beteken, tot 'n mate is ons diegene wat maak dat hy langer vat om te kom. Ek weet, dis nie 'n gemaklike boodskap nie. Maar ons is nooit geroep om 'n maklike boodskap te bring nie. Veral nie in die lig van dit wat die derde engelse boodskap is nie. Dit gaan nie 'n gewilde boodskap wees nie. Dit gaan 'n boodskap wees wat mense eintlik gaan skok. Maar ons kan ook nie uitgaan en die boodskap bring voordat ons nie eers introspeksie gedoen het en gevra het, maar waar staan ek nie? So laat ons daar begin. Laat ons daar begin en sê, maar ek wil elkeen wat vreemde vuur offer, en vreemde vuur is nie net dit wat ek nou na verwys het in terme van die Pinksterbeweging en 'n vreemde vorm van aanbidding nie. Daar's baie ander vorme van vreemde vuur wat mense bring. Aspekte rondom God, aspekte rondom wat die Bybel leer, wat mense 'n totale wanpersepsie het van waaroor dit gaan. Waar hulle eintlik Babylon se stelsel volg. Babylon se stelsel nie net volg nie, maar Babylon se stelsel verkondig. En ons moet hulle eintlik uit dit uitroep, vir hulle die waarheid wys. Maar dit kan net gebeur wanneer ons eenheid het. So kom ons begin daar. Kom ons begin nie te kyk na hulle vreemde vuur nie. Kom ons begin deur te kyk, waar is ons? Ons wat sê ons het die waarheid. Ons wat sê, maar ons het die regte interpretasie van die Bybel. Sê die Bybel dat God se mense gaan geken word deur hulle denominasionele affiliasie? As jy in hierdie kerk behoort, is jy gered, as jy in daai kerk behoort, is jy nie? Nee. Wat sê die Bybel vir ons? Waarin gaan ons geken word? Ons vrugte en die liefde wat ons onder mekaar het. Liefde bring eenheid. Kom ons doen introspeksie en begin daar. As ons dit doen, dat ons nie net die versekering nie, ons het 'n belofte, die bekragtiging wag. Kom ons wees nie die struikelblok in die pad van die bekragtiging nie. Kom ons was mekaar se voete. Praat nie van letterlik nie, ek praat van dit wat dit uitbeeld. Om die eenheid te kry, sodat God ons kan seën op die metode wat hy wil, sodat ons die finale boodskap, die derde engelse boodskap kan bring. En mense die liefde van Christus en die eenheid met Christus kan ervaar vir hulle self. Kom ons buig die hoofde op ons saam.
Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons gehad het vanaand om weer na u woord te kyk. Here, dankie dat u woord ook 'n tweesnydende swaard is. Hy sny nie net ander nie. Hy sny ook ons daar waar ons aspekte in ons lewens het wat nie hoort nie. Here, en wil u ons help om daarin in nederigheid voor u te buig en ook voor ander wat ons moontlik te nagekom het. Laat ons eenheid onder ons as medegelowiges kan hê, sodat u ons op 'n besonderse manier kan bekragtig, soos wat u ook die disippels bekragtig het op Pinksterdag, om die boodskap te bring wat relevant was in daai tyd. Here, ons weet die boodskap wat relevant is in ons tyd, die 3 engele boodskap en veral die 3de engelse boodskap is so belangrik, veral in ons tyd, waar daar soveel misleiding is. Maar Here, daar's ook soveel geestelike ontwaking gewees in die laaste tyd, rondom verskillende dinge wat in die wêreld gebeur, dat nou 'n goeie tyd is om mense te bereik met die waarheid van u woord. Maar Here, daar waar ons moontlik die struikelblok is, in daai deurbreek van u bekragtiging, in die lewens van onsself en ons medegelowiges, wil ons vra dat u ons op 'n punt sal bring, dat ons sal verhoudinge regmaak met ander, dat ons sal verhoudinge herstel wat skade gelei het, sodat u vir ons op 'n besonderse manier kan seën, om daai laaste boodskap te bring, sodat ons verlosser kan sien kom op die wolke binnekort. Here, ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, ons weet uit ons eie meriete uit verdien ons absoluut niks uit die hand uit nie. En daarom vra ons dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser alleen. Amen. Amen.